Hallo almal, ek weet ek het baie lanklaas boodskapie gebring. Ek is nie 'n predikant nie, maar as 'n mens die gees van die Here ervaar, dan loop dit oor. Ek glo baie mense sal verstaan waarvan ek praat. Ek is terug van Amerika af. My daggies was 'n bietjie besig. En toe ek daar in 'n trok is, het die Here my 'n boodskap gegee. Ek het nog aan die boodskap vasgehou. En ek weet ek het al gepraat oor die kruisiging van Christus. En voordat ek begin lees, wil ek iets met julle deel. En weet julle, ek dank die Here so vir sy gees en sy salwing as ek hierdie dinge doen. Hy sê vir my ek is gehoorsaam. So asseblief moenie skiep nie, luister. Ons is deur 'n jaar wat baie mense gedink het as hulle die jaar ingaan, gaan hulle die jaar sien uitgaan weer. Hulle het gedink hulle gaan deurloop. En baie mense het omgekom in die jaar. Baie mense is nie so gelukkig soos ons om vandag hier te kan staan en te kan sê ons sien die jaar 2026. En ek bring die boodskap 'n bietjie vroeg, dis op TikTok, so ek weet nie wie loop om raak voor die eerste wat ons ingaan met die 2026 nie. Maar weet ek het al baie mense verloor in my lewe. En ek en my vroukie het al 'n harde pad geloop. Oor ek het nooit partykeer is dit nodig dat God jou na jou knieë toe bring en hard met jou praat. En dan het ons al die verskonings van, weet as God dit kan doen, dan kan ek weer my rug draai na die regte kant toe en God wys en wie God dan bid, asof God ons skuld. En ek dank die Here dat ek weer terug is in sy weë. Ek is 'n mens, ek maak foute, so na vliegepou woordjie of so iets. En niemand is perfek nie. Maar ek wil vir julle wat daar buite is, wat seer gekry, vir hom wakker te word. Groot manne, klein manne, jy het nog steeds die geleentheid om reg te maak met God. Om die 2026 met hom te gaan. Weet toe Jesus aan die kruis was daar so verkeerd gedoen aan hom. En hy was altyd die sagste mens gewees. Die enigste keer wat Jesus opstandig was toe hulle God se tempel oneer het. Maar tussen dit deur, vandat Jesus gebore was tot met die kruisiging, was hy sag en was hy liefdevol. En dit tot aan die kruis, toe hy vir die een ou sê, ek sien in die koninkryk van God. En die grootste onreg was aan die seun van God gedoen. Nie 'n tippie sout wat ons in vandag se lewe beleef nie. En ek wil vir julle sê, vandat ek weer die Here aangeneem het, en ek gaan erken, ek voel nog nie diep genoeg nie, en ek voel nog nie heeltemal op die plek wat ek moet wees nie, maar God het vir my soveel deure oopgemaak. En God voorsien bonatuurlik vir ons. En ek prys hom daarvoor, en ek weet God kan dit vir jou ook doen. En ek wil net dit uit die woord uitbring wat ek nou met julle deel. In Matteus 27 vers 33, en as jy rarig jou gedagte hier insit in hierdie 4 boeke, dan sal jy besef wat Jesus eintlik vir ons kom doen het.
Maar hy sê, en hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken die plek van hoofskedel. En vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. Omrede hy dors was en stikkend was. Weet ek het al verkeerde flieks in my lewe gekyk, het julle al gesien as iemand homself raaksny met 'n grinder of met 'n mes, hoe hang jou velle oop? Ek glo toe hulle Jesus gevange geneem het en hom begin slaan het, ek dink sy rug het velle oopgehang. Die woord sê dat jy kon sy binnekant sien. So hy was verbrysel, stikkend geslaan. Ek wil gou vir julle Johannes gaan lees. Ek hoop nou ek het die regte hoofstuk. As ek dit nie kry nie, julle kan dit gaan opsoek, waar Jesus so sleg gelyk het, van sonde, van bloed, dat God die Vader sy gesig weggedraai het van Jesus af. Afskuwelik verbrysel, sal ek sê. Gee my net 'n oombliekie. Ok, ek kry dit nie nou nie. Maar die prentjie is, waar Jesus, jy kan vir jouself dink, stikkend geslaan is, 'n doringkroon op die kop. Ek kan nie vir julle die hele boek lees nie, ek gaan baie van die tyd opvat, ek net 10 minute en ek probeer deur alles kom. As ek nie gaan nie, gaan ek maar nog 'n videoetjie maak. Maar Jesus word gevang, hy word geslaan, hy word gekats, en so laat sy velle hang. Dan word hy opgedra, en die skare begin verwoederlik, hom gooi met goed, stikkende sere, vrugtesap en goed op jou lyf. Kan jy dink hoe dit brand? 'n doringkroon op jou kop, dan spykers deur jou hart. Weet jy hoe bebloed moet jy wees? En dan vra jy vir water en hulle gee vir jou asyn om te drink. Dit is verskriklik om deur te gaan, en Jesus hang in die kruis, en op die laaste, voordat hy sy asem uitblaas, sê hy, God, die enigste een, wat by Jesus was, sê hy, Here, Eli sabachthani, hoekom draai jy die gesig weg? Hoekom verlaat jy my? Maar dan wil ek 'n oorwinningsstuk gaan lees. 'n Openbaring, waar hy sê, en tussen die 7 kandelare, een soos die seun van die mens, met kleed, aan wat tot op sy voete hang, en gegord om die gord met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blinkkoper, wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp, tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. My boodskap wat ek eintlik wil uitbring hier vanaand, is ons so vuil met sonde, en ek dink God raak so woedend vir ons, en tog ook so hartseer. Maar die dag as jy voor God kan kniel, op jou knieë kan gaan, en kan sê, Here, ten spyte van wat ek gesê het of gedoen het in my lewe, aanvaar ek U. Vat hierdie groot God, wat oorwinnaar is, wat so swak was op sy tyd, en nou staan in die glorie, en hy sê sy hand op jou, en hy sê, kom hier, laat ek jou in my koninkryk vat. En ek wil bid dat julle die diepte van hierdie boodskap sal besef, en dat julle dit sal vashou. En die eerste, die 12 uur as hy slaan,
op julle knieë met God sal ingaan.